Hallo en welkom by vandag se video, as ons dit so kan noem, of podcast. En soos julle kan sien, gesels ons vandag weer met Frans Hanke, of dan pa of skoonpa. En vandag gaan ons bietjie gesels oor wat die Here kan doen. Ons het al baie keer gehoor, niks is onmoontlik vir die Here nie. En vandag gaan ons net bietjie kyk na die praktiese uitvoering daarvan. Ja. Van wat die Here kan doen met, in Engels sê ons with ordinary people, met doodgewone mense, ek en jy, enige iemand wat het kan wees. Wat is vir die Here moontlik of dan nie onmoontlik nie? So ons gaan bietjie kyk na pa se lewe en pa se geskiedenis en mense kan dalk wonder hoekom ons spesifiek pa se storie of dan se history oorgesels, maar die rede daarvoor is as ons later gaan uitvind, dit het eintlik 'n groot effek gehad in Kimberley en nie net in Kimberley, maar ek weet pa hou nie daarvan om ek wil nie sê die eer te vat nie, maar erkenning te vat, maar buite Kimberley, maar eintlik waar dit eintlik hier so in Kimberley begin het en waarna toe dit gegaan het. Maar kom ons begin by die begin, by pa se lewe. Wat was pa 'n normale mens, as ek dit so kan sê, as dit kom by die Here, of was dit altyd ek is special en die Here het van die begin af iemand special gemaak om, ek weet of die vraag sin maak nie. Was daar? Ja. Nee, dit maak sin. Antwoord is maklik. Niks special nie. Ja. Absoluut nie special nie. Ek dink die Bybel is ook vol van onspesiale mense wat juist deur die Here gebruik is. Ja. Sodat die aandag nie van hom afgetrek kan word. Glo ek. So dis vir my nogal belangrik. My reis, en as ek nou terugdink oor my reis, dan besef ek 'n klomp gebeurtenisse en ervarings en elemente in 'n mens se lewensreis werk op die ou end saam om tot by 'n sekere uitkoms te kom. Ja. Of dis my belewenis daarvan. Ja. So dinge gebeur mos nie sommer net nie. Alhoewel op 'n stadium as jy dit beleef, dan het jy dalk nie die insig om die dots te connect nie. Ja, vir wat, wat is nou besig om te gebeur nie. En as jy geseënd is soos wat ek is, dan kom jy tog by 'n punt in jou lewe wat dit vir my voel die Here help my om te kan sien wat is die uitkoms van hierdie dots wat geconnect is. As dit nou sou sin maak wat ek sê. Ja. Om dan terug te kyk en te sien hoe alles saamgewerk het. Ja. En niks sommer net toevallig gebeur het nie. Ja. So ek het in 'n kan mens maar sê in 'n Christenhuis groot geword, baie nominale Christenhuis. Ek is in Koelsberg gebore, oudste seun van 2 kinders. Ek wou net gesê oudste seun klink asof daar nog baie moet wees. Nee, net daar het ook net 'n suster gekom, so 6 jaar of wat later. Maar in elk geval ons was op Koelsberg tot ek 7 jaar oud was. En in daai hele tyd, en ek kan nogal baie dinge onthou uit daai tyd van my lewe, tot en met 7, ek weet nie waar dit begin het, waar ek kon begin onthou nie, maar ek onthou baie dinge van daai eerste 7 jaar. Maar een ding onthou ek, ons was 1 keer wat my betref in daai hele tyd in die kerk. In daai 7 jaar? In daai 7 jaar, net 1 keer wat ek kan onthou. En dit is so 'n uitstaande ervaring gewees, omdat dit 'n vreemde ervaring was. Want my ouers het in die kerk toe gegaan. Ja. Maar as jy vir hulle sou vra as hulle Christene, dan sou hulle verseker gesê het ja. So dis nie asof hulle ateïste was of ongelowig was nie, maar net nominale Christene. Ja, die kerk was net nie deel van hulle leefstyl nie, en ook nie vir hulle belangrik nie, en het dit ook dalk nie regtig verstaan nie. So toe ek 7 jaar oud is, toe trek ons Prins Albert toe. Nog 'n klein dorpie in die Karoo, en my pa is die stadsklerk, of wat deesdae die stadsbestuurder genoem word, en dis 'n prominente rol in die gemeenskap, so mense sien jou raak. En dis 'n klein gemeenskapie, so jy kan nie wegsteek nie. Ja. Mense weet wie jy is, en hulle kyk, waar is jy? So as pas sê mense sien jou raak, is dit almal, is dit die mense? Dis letterlik almal, ja, letterlik almal sien jou raak.
So daar het 'n verandering gekom en ek weet tot vandag toe sal ek nooit weet wat die rede daarvoor was nie. Of dit maar net begin gebeur het nie, maar so het ons gereeld Sondag vir Sondag kerk toe gegaan. Selfs aanddienste daai jare bygewoon. En my pa Maar dat is nie, soos pa sê, dat was nie iets wat gebeur het of wat pa van weet. wat ek van weet nie, nee. Wat oorgesels nee, was in die huis nee, en gesê hierdie hoegenaamd was die. nie, nee. Maar ek was 7 jaar oud, so ek sou in elk geval nie ingesluit gewees het by so 'n gesprek nie. Ek onthou net ons het gereeld begin gaan en my pa is op die kerkraad gekies en hy het op 'n stadium hoofdiaken geword en ek het altyd daarna nogal soms so tong in die kies gesê, ek dink my pa is meer in die kerk as die dominee. So ons was baie gereelde kerkgangers. En as ek nou terugdink aan daai tyd, vir my was dit bloot net 'n gewoonte. Ek was nie ongelowig nie, ek het geglo daar is 'n God en ek het geglo in Jesus. Wat ek aan hom geglo het, weet ek nie regtig nie. Maar jy het geglo daar is 'n Jesus. Daar is 'n Jesus en dat hy goed is en liefdevol en so aan, het ek ook so half tussen die lyne opgetel. Maar daar was 2 dinge wat vir my wonderlik was van hierdie kerk toe gaan storie. Want daai jare het die ouderlinge en die diakens, die kerkrade, het manelle gedra. Tuils. Okay. So dis 'n swart pak met 'n wit das, wit hemp, wit das en dan hierdie tuils, hierdie lang swart baadjie wat so swaalsterk ons nou agter het. En hulle was verplig om dit te dra, dis die ampsdrag het hulle dit genoem. Dis nou jou kerk. Dis nou die kerkraad, ja. Nou die dominee het 'n toga aangegaan. En dit was indrukwekkend, maar in elk geval toe my pa nou die eerste keer op die kerkraad kom, toe moet hy nou 'n manel, ons het 'n manel genoem. Toe moet hy nou sy manelpak kry. En dit was, wil ek amper as ek terugdink van my skoolloopbaan, was dit die enigste of een van 2 groot vreugdes wat ek in die kerk beleef het en wat ek assosieer met kerk wees. En dis die onbeheerste hysterie van lagbuie wat my beet gepak het toe ek my pa die eerste keer in hierdie ding sien met hierdie lang swart stert agter. En ek dink hy was baie embarrassed geweest want ek kon net nie ophou met lag nie. As ek ook nou sien in die kerk as hulle nou kollekte opneem en hy stap nou terug vorentoe en ek sien daai stert wat agter so hang, dan kon ek in die kerk ook nie my lag hou nie. Die ander ding, dit is eenvoudige gesin gewees, niks van daai. Nee, niks. Van daai fancy goed. Nee, maar dis nou maar hoe dit is in die kerk daai jare. Ja. Ten minste in die kerk waar ek nou was. En die ander ding wat my ook geamuseer het, wat die kerk ook lekker gemaak het, was die vrouens daai tyd het nog hoede gedra. Hulle het daardie skrifgedeelte letterlik opgeneem van Paulus dat vrouens moet 'n hoofbedekking hê, so hulle het hoede. En dan het my ma nou na die winkel toe gegaan in die dorp, elke nou en dan sy nou 'n paar hoede op sig gekry, op aprou, soos wat die ou mense gesê het. En dan sy nou met hierdie aprou hoede, het sy nou huis toe gekom, skies tog, en dan was dit nou my en my pa se rol om soort van te oordeel wat dink ons van elke hoed wat sy opsit. En om een of ander rede, as my ma met daai eerste hoed haar verskyning maak, het ek begin lag. Want dit was altyd vir my snaaks. Potsierlik, die ding op jou kop. En hoe langer ek kyk, hoe meer lag ek. En dan sit sy die volgende een op en dan lag ek net meer. En dan kom die volgende een, lag ek net nog meer. So dit was die 2 groot vreugdes van kerk wees. Ek wil sê, dis as die Bybel sê, die Here gee vir ons vreugde, was dit dan? Dit was die vreugde, ek weet nie of dit sy bedoeling was nie, want dit was om verkeerde redes, maar ek het toe daai vreugde beleef, maar dis omtrent al. In daai selfde tyd van my skoolloopbaan, nou tot selfs matriek, het ek 'n onrus begin voel. 'n Onrustigheid. En ek het geweet daar is 'n spirituele wêreld, 'n geesteswêreld wat ek wou verstaan. Om een of ander rede was ek geïnteresseerd daarin en ek wou dit verstaan. En ek het begin soek, hoe kan ek dit verstaan? En die plek wat ek gesoek het was nie die Bybel nie. So ek het in die dorpsbiblioteek het ek elke moontlike boek, en ons 'n goeie biblioteek gehad, het ek uitgeneem en ek was 'n baie toegewyde leser, ek het geweldig baie gelees, wel tot nou toe. En dan het ek gaan boeke kry wat oor hierdie onderwerp gaan, so het ek hulle uitgesoek. Christelike boeke? Nee. Of net
Eintlik enige iemand en ek besef vandag baie van daai boeke was okkultiese boeke. Okay. Byvoorbeeld soos een wat ek onthou, en dit die naam het my dadelik aangetrek. Dis hoekom ek hom uitgeneem het en gaan lees het. Die boek se titel was The Third Eye. Weet nie wie van die ding ken nie. Ja. So die konsep van The Third Eye en die soort van insig wat jy dan kry deur hierdie derde oog het my geïnteresseer. So dis die soort boeke wat ek gelees het en ek het begin lees oor spiritisme, want dit beteken ek kan kontak maak met die geesteswêreld. So dit was vir my opwindend, die gedagte. Ek het daaroor begin lees en oor die sogenaamde ektoplasma, wanneer hulle 'n seans hou en ek het toe probeer om my eie seanse te hou. So baie, ek wil sê, diep dan in die geestelike. Ja, maar op die verkeerde plek, heeltemal die verkeerde plek. En vreemd genoeg, ek meen ek is blootgestel aan die regte plek, aan die Bybel, maar ek het nie daai koneksie gemaak dat dit die plek is om te soek nie. So ek gaan soek op ander plekke, wat vir my meer opwindend is. Of meer real, want ek dink die Bybel kan soms, ons weet nou dis die waarheid en dis real, maar dit kan soms unreal voel. Dis net so. Of unscientific. Ja. So ek het met hierdie, wil ek amper eksperimentering op skool, ek het my suster Voetog, het ek partykeer bygetrek, dat ek al net nog iemand het met die seans. Nooit suksesvol gewees met wat ek veronderstel was, of gedink het gaan gebeur nie, maar ek het probeer en gelees. Toe ek weermag toe vir 'n jaar, en toe ek op die ou universiteit toe gaan, op Stellenbosch, toe het ek net voortgegaan om so te lees, en toe ek ewe skielik, het ek 'n onbeperkte hoeveelheid boeke van hierdie onderwerpe was beskikbaar. So ek kon na die dorpsbiblioteek toe gaan in Stellenbosch. En jy kan die universiteitse biblioteek gebruik, want ek is 'n student. En ek dink dit het baie keer vir my baie punte gekos in my amptelike eksamens, omdat ek meer tyd daarin spandeer het, want ek was soekend. En ek het hierdie onrus gehad, wat gaan gebeur as ek doodgaan? Voor ons daar te gaan, so selfs in al die inligting wat kom ons noem maar die wêreldse boeke dan gegee het, was dit nog steeds nie satisfying vir dit nie. Nee. En ek weet vandag, dis die Here, dis die Heilige Gees. Want ek het gesê, dis eintlik 'n beskerming. Verseker, meganisme nie, maar ja, dit is presies wat dit is. So dis maar as my twee komponente van dit, die een is dat hierdie soeke, onbevredigde soeke, is die Heilige Gees. Dis nie ek nie. Ek ben nou baie ander dinge wat ek baie meer in belang gestel het. So dit is die Heilige Gees, en ook wat ons nou net so pas gesê het, die feit dat ek nie daarin vervulling gekry het nie, is ook die werking van die Heilige Gees, so glo ek. So ek was beskermd, en dit is waarskynlik ook die gebede van my ouers, en ek het 'n baie verskriklike toegewyde gelowige ouma gehad, wat amper soos 'n saint was, en ek weet hoe sy ook vir ons gebid, en sekerlik ook vir my. Maar in elk geval so, ek is op universiteit, ook deur hierdie boeke, ek het nog nie probeer om die okkultiese aktiwiteite te bedryf op universiteit, daarom nie, want ek het dit net nie gedoen nie, maar ek was soekend. En in daardie selfde tyd, het ek, omdat ek soekend was, en ek gaan nog steeds gereeld kerk toe, het ek elke Sondag as ek in die kerk sou kom, as ek by die huis is, vakansies, of by die universiteit, of as ek saam met ma, sy was op college, en as ek Sondag na haar toe ry, om haar te gaan kuier op Wellington, dan is ons Sondagoggend in kerk toe. En as ek gaan sit het in 'n erediens, dan was ek ene ore. Ek was baie alert, en vol verwagting, want ek het gewag vir 'n preek, wat hierdie leemte, presies, hierdie ding kan aanspreek, hierdie probleem wat ek het, hierdie, So dit is interessant, so dit is nou 'n Christelike journey, maar in hierdie tyd van meer as die dominee in die kerk toe gaan, waar sit die in alles wat gebeur, ek wil sê surrounded by Christianity, was dan nog steeds 'n emptiness,
wat Christianity veronderstel is om te vervul. Ek weet of dit 100%. sin maak. So oral is daar, Ja. ek wil sê, Paul doen al die regte goed, behalwe nou die occultiese goed. Ja. Maar al die regte goed gebeur, maar nog steeds is daar 'n Ek dink leemte. Ek dink, en ek het die laaste paar dae eintlik het ek as gevolg van boeke wat ek nou onlangs lees, veral van C.S. Lewis, het ek vir myself besluit, die twee groot vyande van 'n geloofslewe vir Christene is die Satan en nominale Christendom. Wat as Paul bietjie kan uitbrei oor nominaal, wat is dit net jou? Dit beteken, daar is heel waarskynlik geen verhouding met Jesus nie. Dit lê nie op 'n persoonlike verhoudingsvlak, 'n relational vlak nie, dis nie waar dit lê nie. Ek kan in die teologie van die Bybel kan ek glo en dit aanvaar en op 'n manier dit selfs vir myself toeëien, maar dit bly tegnies. Dit bly tegnies. Dit bly 'n, as ek dit so kan uitdruk, dit bly 'n kopding. Ja, of 'n eksterne. Ja. Ja. So dis wat nominaal ons nou eintlik maar dan beteken, so dit kry nooit regtig betekenis in my dag tot dag lewe nie. Dit bring nie vir my persoonlik vertroosting nie. Die Here praat nie met my nie. Ja. Die enigste manier hoe met my praat is met die dooie letters in die boek wat ek ken as die Bybel. En dan lees ek dit soos wat ek 'n ekonomieboek op universiteit lees of wat ook al. Ja. En dis dit. So dit praat in daai sin met my net soos wat die hele beginsel van vraag en aanbod met my praat. Ja. Maar dis dit. So ek dink nominale Christendom en daar is miljoene der miljoene nominale Christene in die wêreld. Ja. En dis mense wat in 'n sekere sin gesis word deur die feit dat as iemand vir my vra wat's my geloof, wat is ek, dan sal ek sê ek is 'n Christen. Ja. Maar dis dit. Ek kan 'n tag dra. Ek kan hy tag dra. That's it. Maar dis waar dit eindig. En jy gaan nooit verder gaan as dit nie. En dis nou my eie verstaan daarvan. As ek die Bybel reg verstaan, is daar nie nominale Christene in God se koninkryk nie. Ja. Daar's navolgelinge van Jesus, disippels van hom. Mense wat in sy voetspore loop. Wat dit baie scary. Ja, dit is. As jy dink aan die mensdom. Ja. Nou omdat nominale Christendom jou sis. Ek is mos 'n Christen. Ja. En ek ken nie goed. En ek weet dit en ek erken dit en ek aanvaar dit ook selfs. Maar dit is wat dit vir my so ontsaglik bekommerd maak daarvan en sê dit is een van die grootste vyande wat die Christen kan hê. Ja. Want dit sis jou en dit beteken jy kom nooit uiteindelik kom jy regtig by die Here uit. En dan sien 'n mens weer die werk van die Heilige Gees in Paul se lewe dat Paul nooit eintlik gesis was. Nee, ek was onrustig. Ja. Ek was altyd onrustig. So ek weet die Here se hand natuurlik was daarin. Daar was destyds lank voor jou tyd was daar 'n baie populêre spreker in Suid-Afrika. Hy het hier in Kiberio baie opgetree, baie interessante spreker, baie entertaining en energiek en lewendig en so aan, wat ook 'n rowwe lewe gehad het en toe tot geloof gekom het, 'n man met die naam van Louis Malherbe. En hy het oral in die land opgetree, was baie populêr. En hy het altyd hierdie uitdrukking gehad, ek weet nie of hy dit self geskep het of dalk oorgeneem het by iemand nie, wat gesê het, as jy in 'n garage gebore is, dan is jy nie 'n kar nie. Ja. So, dit maak jou nie 'n kar nie, en dis eintlik op 'n manier ook 'n beskrywing van nominale Christendom. Ja, so baie goeie. Ja. So, ek was nie 'n kar nie. En dan sit ek in die kerk om terug te gaan daarna, en dan wag ek vir daai eerste paar sinne, wanneer hy begin preek, waaroor gaan die onderwerp vanoggend? Want ek wag. Ek wag vir my antwoord, en my antwoord kom nie. In die oomblik as die ou begin preek, en ek hoor, wat altyd gebeur het, dat dit gaan nie oor dit wat ek wil hoor nie, waaraan ek 'n behoefte het nie, dan het ek dadelik afgeskakel, en ek het begin dink aan my atletiek, of begin dink aan dit of dat, of wat ook al, allerlei ander wonderlike lekker dinge, verbeeldingsvlugte, maar glad nie betrokke by die, selfs dat ek baie keer geskrik het as hulle met die kollektebordjie verbykom, want ek het van die slaap gewees. En so, dit was my ervaring, en dit het aangegaan tot op 'n punt,
Ons is getroud aan die einde van 1973 en in Desember 31 Desember 1974 was ons op Hartenbos en ons was by my skoonpa het 'n strandhuis gehad daar en ons, ek en ma was by hulle in die strandhuis en jy het dit nog nooit beleef nie, maar dalk is daar van die mense wat hierna kyk wat dit beleef het, as jy op Hartenbos vakansie hou, dan sal jy daarvan weet dat oujaarsaand se diens, die middernagdiens, so wat ons het altyd genoem het, 31 Desember, dan word dit buite lig gehou as die weer het toelaat op die sogenaamde amfitheater. En ek was later 'n diaken in die gemeente daar, so ek weet. Daar het waarskynlik in die orde van meer as 12.000 mense so 'n diens bygewoon. Dan sit hulle daar die hele amfitheater vol en dan sit motors rondom in die middel van die nag en daar word daar gepreek. Is aangrypende ervaring. En so gaan jy in die nuwe jaar in as dit 12 uur raak en so begin jy elke keer jou nuwe jaar op 'n besondere manier saam met ander gelowiges. En die spesifieke aand, 31 Desember 1974, ek is nog steeds soekend. Kry nie my antwoord nie. Lees Bybel. Is dit het pa geweet waarna pa gesoek het? Of was dit net hierdie gevoel van ek soek iets meer? Of ek weet. So byvoorbeeld, ek het gesoek na ek het 'n vraag gehad byvoorbeeld en ek het na die antwoord gesoek, of was dit net 'n gevoel van there's something? Ja, something. Ja. Onrus. Onrus is die woord, dink ek maar. Ja. Ek sien C.S. Lewis skryf voordat jy regtig 'n ontmoeting met die Here kan hê, dan moet jy by 'n punt kom waar jy besef I'm in deep trouble. I'm in deep trouble. En ek dink dit was die heeltyd wat ek geweet het. I'm in deep trouble. Maar hoe kom ek uit dit uit? En daai antwoord het ek net nooit gekry nie. Ek het gehoop, met ander woorde, ek gaan dit in die kerk kry. En dis asof ek geweet het ek moet dit by die Here kry. Dis hoekom ek in die kerk gewag het vir die antwoord. Ek het dit nie gaan buitekant gaan soek toe meer nie. Ek het nou opgehou met die okkultiese gelesery toe ons getroud is en so aan. So ek het dit nog nooit weer gedoen nie. Maar ek het gewag. I'm in big trouble. En daai aand het ons daar gesit saam met waarskynlik dan nou 12-15.000 ander mense. En my skoonpa se strandhuis was net so klein eentjie van die amfitheater, so ek en hy het die aand kerk toe gegaan. Om een of ander rede is maar die aand nie by nie. So net ek en my skoonpa het gegaan. Hy was self 'n baie toegewyde gelowige. En so het ek en hy gesit tussen die mense. En die aand preek daartoe 'n dominee van 'n Merwe, dominee Willie van 'n Merwe. 'n Baie vurige prediker, baie. En oom Willie, sy seun was saam met my in die Koshuis op universiteit. En oom Willie begin die aand preek en hy sê hy gaan vanaand lees uit Jesaja 1. Nou, ek weet nie wat gaan aan in Jesaja 1 nie. Ek weet ten minste daar is 'n Jesaja, maar dis hoe ver as wat dit gaan. En hy begin lees Jesaja 1 maar nou luister ek daarom wat hy lees. Want is lekker, is buite, dis in die middel van die nag, die atmosfeer. En hy kom by vers 18. En dis daai baie bekende vers wat sê, kom nou sê die Here, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken, sal dit word soos sneeu. Jy ken dit, né? Ja. Nou toe ons daar kom, toe slaan daai skrifgedeelte my tussen my oë. Net daar. En ek weet op daai oomblik, hier's die antwoord. Nou. Ja. So, dit was vir my 'n verstommende ervaring. En ek het daar gesit en ons het die aand opgestaan, ek is nou 'n bietjie emosioneel daaroor. En toe ons nou terugstap strandhuis toe so in die donker, toe is ek onder die indruk van hierdie verskriklike vreugde en vrede wat my beetpak. I'm not in deep trouble anymore. Ek het geweet, ek het sekerheid. En wat ironies is daarvan, van die ervaring nogal, en dit wys net hoe mense verskil. Hier stap my skoonpa langs my en hy sê vir my, ai, wat 'n boodskap was dit nou? Hy sê, dit is totaal ontoepaslik. Jy preek nie so 'n preek aan die einde van die jaar, 31 Desember nie. Hoekom het hy hierdie preek gepreek? En ek het geloop en gedink, pa, ek wens ek kan vir jou sê, hy het vanaand vir my gepreek. Dis al. Al sit daar 12 of 15.000 mense,
Die een wat vanaand daar moes wees is ek. Ja. En al het hy net met my gepraat, dan is dit wat daai aand moes gebeur. Het is interessant, dis nie 'n gebeurtenis of iets, dis nie iemand het hande opgelê of Niks. gesit in 'n gesprek, dit was, Niks. ek wil sê amper, dis die manifestasie van, dis die waarheid wat jou vry maak. Ja. So dis nie die waarheid Ja, wat gekom het. dis die waarheid. En ek het deur die Here se genade het hy my gehelp om dit te connect met die big trouble Ja. waarna ek is of was. Vrugbare grond dan. Ja, nee, verseker. Daai grond is jarelank voorberei. En niks is gesaai nie. Maar nou goed, toe ek nou by daai punt in my lewe. Ons het later aan Hartenbos toe, ek is in elk geval 'n toegewyde kerkganger en al so aan die hele tyd, en ek is die diaken op elke plek waar ons kom, en soos ons terug op Hartenbos later. En ek wil net dit nou vertel, want dit was 'n ander element van my geloofsbelewenis wat ek dink wat belangrik was. Ek het geloofsekerheid gehad en ek het 'n verhouding met die Here gehad, maar baie ook maar 'n kliniese verhouding op 'n manier. Dis nie regtig reël nie, maar ek het hierdie bekommernis is weg. Ek weet dis nie nodig nie. En ons is bly op Hartenbos en ek is 'n baie eng gefokuste NG Kerk lidmaat. Dis al kerk wat vir my voel is die ware kerk, soos die Rooms-Katolieke op daai stadium. En en ek is baie betrokke en al so aan. En hier skielik op 'n stadium kom daar 'n man van George af en sy vrou, en 'n sekere aand in die week dan kom hou hy 'n Bybelstudie in ons huis. Ons het so dubbelvlak gehad, een kant van die huis met 'n groot sitkamer bo. En dan is dit net 'n klomp vrouens, maar en 'n klomp vriendinne, en dan hou ou en Bosman vir hulle Bybelstudie. Die mans is ook genooi, maar ons het almal geweier. Gaan nie. Ek het altyd gedink dis 'n sektariese besigheid die. Wil niks mee te doen nie, en ek het gelê my cowboy boeke lees in die bed, op die bed, terwyl sy daar bo was. En toe eendag toe sê hy, hier sien naweek is daar 'n groot geleentheid op Wildernis. Daar's 'n Campus Crusade naweek, en ek wil julle vrouens en julle mans almal uitnooi. Ek betaal daarvoor, bly in die hotel, Wildernis Hotel, alle kostes betaal. Julle is welkom om te kom na die konferensie toe. En ons hoor dit almal, ons mans. Ek wil nie gaan nie. Dis 'n sekte storie hierdie, Campus Crusade ook nog. En op die ou end toe het die moontlikheid van lekker kos, gratis naweek in 'n hotel, dit was goed genoeg vir my. En toe het ons almal eintlik saam met ons vrouens gegaan daai naweek. En ek wil nou nie op die naweek ingaan nie, maar al wat ek net wil sê is wat daai naweek met my gebeur het, is die volgende groot moment in my geestelike reis. Ek het begin verstaan dat daar iets is soos vreugde in die Here. 'n Opgewondenheid wat ek nie geken het nie. Joy. Wat ek nie kon beteel nie. En nie vir myself kon hou nie. Nie een van ons wat daar was nie. Daai naweek is daai hele groep vrouens en ons mans is getransformeer. Ek is anders terug huis toe, Hartenbos toe, na die naweek. Ek sal in my lewe dit nooit vergeet nie. Dr. Jan Gry was toe die direkteur van Campus Crusade, en hy was 'n uitsonderlike spreker en prediker. Op sy dag 'n NG predikant, toe uit die NG Kerk uit op die ou en campus direkteur geword. En dit was net so fenomenaal daai naweek om my 'n ander dimensie van Christendom te leer en te laat ervaar en te verstaan, maar hier is 'n intieme verhouding met Jesus moontlik. Ek dink is interessant. Ek sien ons tyd het verbygegaan. Maar dis interessant hoe in die eerste belewenis het ons gesê daar was vrugbare grond en daar was 'n soeke. Maar die tweede belewenis was dit eintlik half 'n, hoe sê 'n rebelse, maar daar was nie noodwendig daai begeerte om enige iets. Nee. Maar ek was alright. Ja, hoe dit die Here se, ek kan nie vir die Here praat nie, maar ek wil amper sê die Here se desperation om verhouding met ons te hê. Ja, kom daardeur, ja. Deur daai barrier van dit kan breek. Ja. En in my geval is dit 'n dik barrier. Ja. Want ek is hierdie baie konservatiewe persoon wat eintlik net
ja, dis net ons wat reg is. En ja, so dis 'n ander styl ook nog. Alles het eintlik teen totaal. Die oomblik gewerk. Ja, nee, ek was nie 'n goeie kandidaat nie. So die Here moes 'n baie radikale ding doen, dink ek, en dis wat hy gedoen het, om deur daai barrier te breek, en het hy dit nou nie daai naweek gedoen nie, sê ek nou vir jou. Hy het dwars deur daai barrier gebreek. Ek wil amper sê, as ek met respek gesê, boots and all. Ja. Want ek was 'n ander mens daarna. Ja. Nou ek weet nie hoe jy het gesê ons tyd is omtrent om, Ja. maar so dit is die aanloop voordat ons Kimberley toe gekom het. En dis die volgende hoofstuk van my lewe wat my lewe heeltemal in 'n ander rigting gestuur het. En interessant genoeg vir my as 'n baie konservatiewe gereformeerde gelowige het dit begin met 'n ervaring wat ek een oggend gehad het en wat my lewe, my gesin en ek glo deur die Here se genade duisende ander mense, nie net hier nie, maar in ander lande se lewens ook direk of indirek geraak het. So dis 'n verhaal van hoe die Here roep en transform vir sy doel, wat ons in ons volgende video sal sien wat was dan die effek of laat ons sê die rede vir daai transformation. Waarna toe het dit gelei. So ons sien uit na die volgende gesprek, en soos altyd subscribe en klik die notification bell as jy inlig of as jy genotify word van ons volgende video. So kyk uit vir ons volgende podcast, dan kyk ons na die effek van hierdie transformation. Baie dankie.